Vandag duik ons in 'n ware mediese speurverhaal. Dis 'n storie oor 'n ongelooflike toestand wat diep binne die menslike liggaam wegkruip. En dit begin alles met een enkele verbuisterende vraag. Ja, dis presies die raaisel wat dokters in die gesig staar. Stel jou voor, 'n jong, oënskynlik blakend gesonde persoon daag op met 'n lewensgevaarlike probleem en die gewone oorsake, wel hulle pas net eenvoudig nie in die prentjie nie. En dis die begin van 'n diep soektog na antwoorde. Goed, kom ons delf 'n bietjie dieper hierin. Jy sien, wanneer 'n jong mens met 'n ernstige bloedklont, ons praat van diep veneuse trombose, by 'n dokter instap, is dit 'n massiewe rooi vlag. Dokters weet onmiddellik, hier's iets veel groter aan die gang as net slegte geluk. So, wat presies is hierdie eerste leidraad, hierdie DWT? Wel, dis basies wanneer 'n klont in een van die groot are diep binne in jou liggaam vorm en die bloedvloei blokkeer. In ons storie is dit die spoor, die een ding wat die hele ondersoek aan die gang sit. En hier's iets wat jou heeltemal gaan uitgooi. Navorsing wys dat tot 5% van pasiënte onder 30 met hierdie soort onverklaarbare DWT eintlik gebore is met 'n seldsame onderliggende afwyking. So die klont is nie die eintlike probleem nie. Dis 'n teken van 'n anatomiese geheim. En hier is die skuldige, aangebore afwesigheid van die inferior vena cava of sommer AIVC. Ja, dit klink ingewikkeld, maar moenie bekommerd wees nie. Ek het 'n baie eenvoudige analogie wat alles gaan opklaar. Goed, so jou IVC is een van die grootste are in jou liggaam. Dink daaraan soos die N1 snelweg, okay? Dit vervoer al die bloed van jou bene en jou maag vinnig en doeltreffend terug na jou hart toe. Dis 'n absoluut kritiese stuk infrastruktuur. Nou, verbeel jou daardie N1 is nooit gebou nie. Die verkeer, in die geval die bloed, moet nou 'n hele doolhof van kleiner B-paaie en systrate gebruik om by sy bestemming uit te kom. Die liggaam is ongelooflik en skep hierdie ompaaie wat ons kollaterale sirkulasie noem, net om te kan kompenseer. En hierdie defek gebeur regtig vroeg in ons ontwikkeling, so rondom die 6de week van swangerskap. Dis 'n ongelooflike fyn dans waar verskillende vroeë are moet saamsmelt terwyl ander weer moet pad gee, net om hierdie een groot aar te vorm. As daar die kleinste foutjie in daardie proses insluip, wel, dan word die snelweg eenvoudig nooit voltooi nie. En dit bring ons by die volgende logiese vraag, né? As 'n persoon sonder hierdie aar gebore word, Hoekom duik die probleem eers dekades later op? Hoekom veroorsaak dit nie van geboorte af al moeilikheid nie? Die antwoord lê in die liggaam se verstommende vermoë om aan te pas. Daardie netwerk van agterpaaie, dit werk goed genoeg vir die alledaagse verkeer. Vir jare, selfs dekades, kan 'n persoon heeltemal onbewus wees van hul eie unieke anatomie. Maar daardie kleiner paadjies, hulle het 'n breekpunt. En dit is die deurslaggewende punt. Navorsers noem dit die twee-treffer-hipotese. So die eerste treffer, dis die aangebore defek, die feit dat die snelweg ontbreek. Dit skep 'n situasie waar die bloedvloei reeds stadiger en onder druk is. En dan kom die tweede treffer, 'n sneller. Dit is die ding wat die hele stelsel oorlaai en tot stilstand bring. En hierdie snellers, dit kan regtig enigiets wees. Van intense oefening wat skielik die aanvraag nou bloedvloei die hoogte in laat skiet, tot lang tye van stilsit, soos op 'n lang vlug. Hierdie faktore plaas net te veel druk op daardie agterpaaie en dit veroorsaak 'n massiewe verkeersknoop. En daardie verkeersknoop, dis die DWT. Goed, so ons ken nou die skuldige en ons verstaan die motief. Kom ons beweeg aan na die ondersoek. Hoe presies vind dokters hierdie versteekte toestand? Want glo my, dis nie so eenvoudig soos dit klink nie. Die sleutel hier is dat 'n dokter moet dink om daarna te soek. Wanneer hulle 'n jong pasiënt met so 'n massiewe, onuitgelokte klont sien, moet hulle dieper vrae begin vra en wonder, is daar dalk 'n anatomiese rede hiervoor? Sien, en hier's die uitdaging. Daai standaard dubbelskandering is soos om net na die paaie in Kaapstad te kyk vir 'n verkeersprobleem wat eintlik op die N1 in Gauteng begin het. Dit kyk na die bene waar die klont is, maar dit kyk nie hoër op nie, in die buik waar die IVC veronderstel is om te wees. Om die ware oorsaak raak te sien, moet dokters spesifiek 'n CT of MRI-skandering van die buik bestel om die hele prentjie te kry. So, sodra die raaisel opgelos is, die diagnose is gemaak, wat dan? Hoe bestuur dokters 'n toestand wat 'n persoon vir die res van hulle lewe gaan hê?
Die heel belangrikste deel van die behandeling is lewenslange antikoagulasie, want sien, die onderliggende anatomiese probleem gaan nêrens heen nie, so die risiko van toekomstige klonte is altyd daar. Bloedverdunners help basies om te keer dat daardie verkeersknope weer in die oorbelaste agterpaaie vorm. Maar wag 'n bietjie, dis 'n logiese vraag, is dit nie? As daar 'n groot klont is wat allerlei probleme veroorsaak, hoekom dit nie net met 'n meer indringende prosedure gaan uithaal nie? Wel, dis presies hier waar die bestuur van IVC meer kompleks en ja, selfs 'n bietjie kontroversieel raak. Kykie, hierdie aanhaling kom uit 'n baie belangrike studie, die ATTRACT-proef. En wat hulle gevind het was nogal verrassend. Vir baie DWT-pasiënte het die aggressiewe verwydering van klonte nie noodwendig langtermynuitkomste verbeter nie, en dit het die risiko van gevaarlike bloeding verhoog. Dit dwing dokters om regtig 2 keer te dink. So wat dit beteken is, daar's geen kitsoplossing nie. Vir 'n pasiënt met baie ernstige simptome kan 'n indringende prosedure dalk die risiko werd wees. Vir ander is lewenslange bloedverdunners die veiliger pad. Elke geval is uniek en vereis 'n plan wat spesifiek vir daardie een persoon gemaak is. Uiteindelik is die geval van die vermiste aar 'n kragtige herinnering dat ons liggame nie almal van presies dieselfde bloudruk gebou is nie. En dit laat 'n mens wonder nie, watter ander unieke variasies en versteekte stories dra elkeen van ons binne in ons wat net wag om ontdek te word.